staan, voel ek die Heilige Gees sê vanmôre vir my, dat die mense gekom, jy is op 'n laagtepunt in jou lewe vanmôre, jy voel dat die dinge druk jou aan elke kant. Ek wil hê ons moet so 'n aanbidding bly, want ek voel die Gees van God is besig om met jou hart te praat. Jy gaan deur 'n moeilike tyd, en jy voel dat dinge druk van alle kante af. Dis asof jou lewe in 'n siklus is, en dit voel vir jou asof daar geen einde aan die probleme is wat jy in die gesig staar nie. En as dit jy is vanmôre, wil ek jy met jou ore oopmaak, dat die Heilige Gees met jou kan praat, nie ek nie. Want God wil vanmôre vir jou sê, dat hy het 'n doel vir jou lewe. God wil vanmôre vir jou sê, dat daar is 'n roeping op jou lewe geplaas. En wat jy ervaar het, is die vyand wat gekom het om te steel, verwoes en te moor. En vir jare het mense jou selfs name genoem en miskien selfs labels aan jou gehang. Maar vanmôre wil God vir jou sê, dat as ek vir jou is, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Vanmôre wil die Here vir jou sê, dat ek het jou uitverkies. Ek het jou geroep. Ek het 'n doel met jou lewe. En op die einde, wanneer alles gesê en gedoen is, sal alle dinge teen goeie meewerk. Nou ek wil hê jy moet 'n geloofsaksie vanmôre neem as jy voel dat jy het ondersteuning nodig en jy het gekom na hierdie plek nie net om 'n boodskap te hoor nie, maar om aangeraak te word deur die krag van die Heilige Gees. Wil ek hê dat jy met jou hand opsteek waar ook al jy is in hierdie vertrek, en ek gaan vir die mense wat om jou is vra om amper 'n kring om jou te maak en om hulle hande na jou uit te strek. Soos jy voel jy het vanmôre gebed nodig, as jy voel jy het 'n aanraking van die Heilige Gees nodig. Jy mag dalk voel dat jy wil jou hart weer vir die Here gee, jy wil jou lewe herstel. Kyk, hy weet waartoe jy gaan. Ek wil hê jy met jou hand opsteek. Ons kan almal ons hande sak en sal daai mense wat vanmôre voel jy het 'n aanraking nodig, as jy voel jy het hulp nodig, as jy voel, ek wil net hê die res van die gemeente, ek ordyn julle nou om in bediening betrokke te raak. As julle dit nie gewoonlik doen nie, dan doen ons dit vanmôre, en ek bid dat die Heilige Gees julle sal lei, soos wat ons gaan bid vanmôre, en ons gaan mekaar se laste dra, soos die woord van God sê. So ek wil hê, al moet jy stap na daai persoon nou, gaan na daai persoon, reik uit na daai persoon, gaan staan, ons gaan 'n gesamentlike gebed bid. As jy in tale bid, wil ek hê jy moet in tale bid. Ek wil hê jy moet intersessie doen vir daai mense. So kom ons gaan na mekaar toe vanmôre. Kom ons dra mekaar se laste. Kom ons dra mekaar se laste. Dis nie net 'n diens nie, dis 'n ontmoeting vanmôre met die Heilige Gees. En ons is hier om mekaar se laste te dra. Het almal iemand om hulle, daar's mense wat se hande op is. Kom ons reik uit. As jy nog nooit gebid het vir iemand nie, probeer maar net vanmôre. Ons is die liggaam van Christus. Ons is sy hande en sy voete. As jy nie gemaklik voel om na iemand toe te gaan nie, bid net saam met ons. Stem net saam met ons vanmôre. Voeg jou geloof vanmôre by. Want die duiwel het gekom om te steel en te verwoes en moor, en elke dag wat ek uitsaai op die radio, Vrydag weer, sien ek duisende mense wat onder die ballingskap van Satan vasgevang is in jukke. Duisende mense wat nooit hulle potensieel kan bereik nie as gevolg van die magte van die vyand. Ons bid net saam. Vader, en vanmôre kom ons in die naam bo elke naam, Jesus Christus. U woord sê dat vir daai naam sal elke knie buig en elke tong sal bely. En vanmôre kom ons in die magtige naam van Jesus en ons spreek in geloof. Ons spreek vanmôre met die berg. Ons spreek vanmôre met die berg wat in ons broers en ons susters se lewens is vanmôre. Daai aspekte waarmee hulle struikel, daai verslawing, Vader.
daai siekte, daai familie onder ons is, Vader, daai gees van verdeeldheid, Vader, daai gees van krankheid, ons kom in die magtige naam van Jesus en ons breek elke sataniese mag af, nou in Jesus naam. Ons kom in eensstemming vanmôre hier in Sorteria gemeente, en ons staan saam in die naam van Jesus. Here, ons vertrou U nou vir 'n wonderwerk. Ons sê, wees genees in Jesus naam. Ons sê, wees vry in Jesus naam. Ons kom teen die gees van armoede, mense wat se finansies gesteel is oor 'n tydperk van jare, Vader. En ons spreek U oorvloed, Vader, U wysheid, Vader, koninkryk finansies in hulle lewens in Jesus se magtige naam. Ons dank U, waar ook al jy is, as jy jou hand opgesteek het vanmôre, begin om net te dank, kom ons loof en prys hom, ons prys U vir die oorwinning, ons prys U, die woord sê die disippels het gebid, en die aarde het geskit, en kom ons sien hoe die aarde vanmôre skit in die geestelike, kom ons sien hoe skit die duiwels, die trompdeure het oopgevlieg, die kettinge het afgeval, en vanmôre vertrou ons U, Vader, in Jesus naam, ons prys U, kom ons prys hom waar ook al jy is, prys hom vir die deurbraak, prys hom, ons prys U, Vader, ons prys U, U is 'n goeie God, ons loof U naam, ons verheerlik U naam, Jesus, Shahanda ba Shahanda Rondi Salata. Halleluja. Sê jy vir die Here net 'n hande klap gee vanmôre. En dan gee sommer vir hierdie band ook 'n hande klap. En dan mag jy maar die sitplek inneem. Het jy daarmee persoon langs jy gegroet? Groet gou die persoon langs jy of agter jy, sê net vir hulle welkom en môre. Wel, ons het so staande grap by die radiostasie wat sê ek het 'n gesig vir radio. So ek is so bly jy het vanmôre gekom op hierdie vakansie naweek, kan ek maar sê, om te kom hoor wat die Here sê, en ek is baie dankbaar vir Rian. Jy weet dat hy vertroue gehad het om my te nooi om 'n woord te deel met u. En ek het so 5 jaar terug omtrent amper gevoel ek gaan uit bediening uitgaan, dat ek nie verder wil aangaan met bediening nie, en hierdie is amper half 'n roep terug tot die kansel, kan ek sê, alhoewel ons baie bedienings doen, ons, soos wat Brigitte gesê het, ons doen radiostasie nou al vir so 9 jaar by Heartbeat, saai ons uit, en ons het Bybelskole, en hier is altyd baie aktiwiteite, ons het totale lofprysings, span in die tronk in die gevangenis gehad, wat ons dienste daar gedoen het. So die Here is goed, maar die lewe gebeur somtyds, en 'n mens gaan deur moeilike tye in jou lewe, en jy gaan deur tye wat jy veg, wat jy voel, jy is nie goed genoeg nie, tye wat jy voel, maar jy weet, is ek werklik geroep?
is ek werklik veronderstel om in die bediening te wees. En dan tye wat mense jou so seer maak, dat jy voel, maar vir wie doen ek dit eintlik? Hoekom moet ek dit doen? Radio op sigself is soms 'n baie ondankbare bediening, dis hoekom ons kry baie nuwe omroepers wat inkom, en hulle is baie opgewonde, maar hulle hou nie lank nie. Ek het al seker 100 mense opgelei, om die afternoon drive shows te doen by Heartbeat, en dan lei ek hulle op, en dan verdwyn hulle net weer, dan sal ander mense wat kom, hulle is baie begeesterd, en hulle begin, maar dan kom hulle agter, as niemand wat hande klap nie, daar's niemand wat offerhandes betaal nie, en dan soms is daar nie mense wat dankie sê nie, en ander kere sê die mense net vir jou, maar hoor jy moet nou eerder Engels praat, of hoor jy moet nou eerder Afrikaans praat, of jy weet, so dit kan baie kere 'n ondankbare situasie wees, en as jy geroep is, dan verstaan jy, dat jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir God. Ek het al seker oor die 100 pastore op ons radiostasie gehad, en op ons spesifieke Hizard program op Vrydagoggende, en ons het baie van die organisasies, soos Kids Stop, en Options, en YFC, en wat ons maar noem para-church organisations, al genooi om te kom 'n spreekbeurt hê op ons programsegment, wat ons saai as 'n bediening in die gemeenskap in. Heartbeat het so 200,000 luisteraars in die Garden Route area of Eden distrik, en dan nog so 160 in die Karoo area. So ons het 'n geleentheid om God se woord uit te saai op 'n gereelde basis. En alhoewel die stasie uitdagings het, die laaste 9 jaar wat ek daarbey betrokke is, was daar al verskeie aanvalle van die vyand so seer, so dat iemand op 'n stadium die stasie wou oorvat, en hulle sal dit eerder oorvat en dit toemaak, en jy weet hoe werk dinge in die koninkryk, wanneer God 'n opening het om bediening te kan doen vir mense, baie kere wat nie bediening kan ontvang nie, dan probeer die vyand baie kere ongelukkig ander Christene opwek, om met 'n teenidee te kom, wat dan chaos saai. Maar wat ons gesien het is, dat God werk waar geloof is, en my titel van my boodskap vanoggend is, ek het 'n wonderwerk nodig. En ek weet baie van ons sit in die situasie wat ons voel, ons het 'n wonderwerk nodig. Ons voel dat daar's iets in ons lewe wat kort. Met my uitsendings, baie kere nou sit jy in 'n ateljee en jy saai uit. Ek het al een aand, 11 uur was ek besig om uit te saai, en ek het so teen 12 uur uit die stasie uitgestap in die aand, toe bel 'n vrou my, hier ergens van Geelhoutboom, diep ergens tussen die plase. En die vrou huil en huil en huil en huil, want haar man het 7 mense vermoor, en al wat sy het om na te luister is die radiostasie. En sy sê die hele gemeenskap het teen haar gedraai. Ander keer het 'n ou my gebel, wat iemand het namens die persoon gepraat met my, want hy het gevra vir gebed vir keelkanker, hy kon nie praat nie. En 2 weke later, toe bel die persoon myself, en sê dat God het hulle aangeraak, hulle kan nou weer praat. Toe ek jonger was, en net teologie klaar gestudeer het, en toe sê ek, op 'n stadium was ek betrokke by IFCC, geordyn as 'n pastoor. Ek was al by die Faith Fellowship geordyn as 'n pastoor, en jy het verskillende teologieë. Jy sal nou hoor as John G. Lake se ouens kom, hulle het sekere teologieë oor geloof, en ek onthou ek het 'n reeks op die radio gedoen, wat ek gedink het, okay, wat is my teologie omtrent genesing? Hoe werk dit? Hoe kry mense wonderwerk? En ek praat nie net van genesing nie, maar ek praat ook van bevryding, van dwelms en drank, en ek praat van al die dinge, en ek moes half dink, wat glo ek? En ek het dit geformuleer in 'n Afrikaanse reeks gedoen, van 6 programme, wat ek sekere goed gesê het, wat ek glo, en wat ek vasglo, en ek glo dit is nie buigbaar nie. En net so 'n paar weke later, toe het ek 'n radiogas een Vrydagoggend, en die persoon het al 2 of 3 keer kanker gehad in sy lewe, wat hy geveg het vir sy lewe. Die laaste keer, toe was hy in Groote Skuur in die Kaap, en hy het toe
gevoel dat die dokters het na hom toe gekom en vir hom gesê, hoor, jy het nou basies weke oor. Jy moet alles reg kry, hierdie is jou laaste deel, is die laaste geveg wat jy gaan veg. En die man het toe in die hospitaalsaal in Grote Skuur, het hy sy gesig gedraai na die muur toe, en het begin huil. Hy het begin huil voor die Here. Nou, volgens die nuwe verbond en volgens my teologiese oortuiging, beweeg ons nie God noodwendig in aksie deur te huil nie, onder die nuwe verbond nie. Ons met die naam van Jesus gebruik, hy het nie gesê, julle sal huil en dan sal die siekes genees word nie, het sê, julle sal julle hande op die siekes lê. So teologies was dit vir my, okay, hy het gehuil, dis wat hy gedoen het. En hy het vir die Here hierdie woorde gesê, het gesê, Here, ek wil nie doodgaan nie. En hy sê, die krag van God het oor hom gekom in die hospitaalbed en hom aangeraak. Hy sê, in Grote Skuur het die dokters om sy bed kom staan, na 'n paar weke, om te bespreek wat het hier gebeur. Want hulle kon nie verstaan hoe daai man geleef het nie, en hoe hy totaal vrygekom het nie. En eerlik ek ook nie, as ek met eerlik wees, as 'n pastoor of iemand wat 'n sekere teologiese oortuiging het, ek kan ook nie sê wat daar gebeur het nie. Al wat ek kan sê is, God het daar gebeur. Nie noodwendig binne my raamwerk, soos wat ek het sou doen nie. Ek sou miskien vir hom genesingsskrifte gegee het, om op te mediteer. Ek sou vir hom gesê het, om dit te glo, ons sou miskien hom gesalf het met olie, soos die woord sê, en 'n proses gevolg het. Maar jy sien, ons moet spasie los vir God om te werk. Ons het verskeie denominasies en verskeie teologiese posisies, wat baie kere meer verdeeldheid as enigiets anders te bring. Waar ons moet kom, is by die hart van Jesus. Wanneer dit kom by wonderwerke, dan baie kere in 'n sekere konteks, dan is dit 'n selfsugtige desire, iets wat ek begeer vir my. En dis baie kere dink ek, hoekom ons sukkel om sekere gebede beantwoord te kry, want dit gaan oor my. Dit gaan oor wat ek wil hê. Ek is God in my lewe. En die Here het 35 jaar gevat van my, wat gekom het van 'n dwelmverslaafde. 35 jaar gevat om een ding te doen, en dis nie om my teologies skerp te maak nie. Dit is om my te breek, sodat ek minder sal raak, en dat hy meer sal raak. Want vandag op hierdie ouderdom waar ek staan, het ek minder selfvertroue, as wat ek gehad het toe ek 'n jong man was. Toe ek 'n jong man in my 20's was, het ek gevoel ek het al die antwoorde. So ek kom nie vanmôre na Sorteria gemeente of Heartbeat TV toe, om vir julle die antwoorde te gee noodwendig nie. Ek kom om julle te roer, dat elke persoon wat luister na my stem, of kyk later selfs, 'n roering in sy hart sal voel, dat God het vir my 'n doel, God het vir my 'n roeping, en om dit te kan bereik, moet ek 'n lewende en 'n intieme verhouding met hom hê. Ek moet in 'n tyd wat dit amper onmoontlik is om dit te doen, moet ek kan afskakel van al die dinge van die wêreld wat aan my trek, en jy weet waarvan ek praat. Een van hulle sit miskien nou reg in jou selfoon. Nie jou vrou nie, jou selfoon. Maar elke ding wat aan jou trek, moet ek kan uitskakel en afskakel en net fokus op God. En laat ek besef dat ek is nie my beroep nie, al is dit 'n professionele beroep. Ek is nie eers my aksies nie. Ek is 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God wat geroep is tot 'n doel, 'n lewende doel wat hy deur my wil vervul. Ek sit vanmôre miskien in Sorteria of ek sit aanlyn en ek kyk
En miskien weet ek nie wat daai doel is nie, miskien het ek verward geraak in my betrekking, miskien het ek verward geraak in my verhoudings en selfs in my bediening, verward geraak oor wat hy van my eintlik vra. Maar ek kan dit vereenvoudig vanmôre deur te sê, ja, jy het 'n wonderwerk nodig, ons het hulle almal nodig, periodiek. Maar die eerste wonderwerk is die totale oorgee van jou lewe. En daai wonderwerk vind elke dag plaas, wanneer jy dit weer eens besluit om dit te doen. Dis 'n besluit. Jy kan in en uit daai besluit uitbeweeg, soos wat ek gedoen het in my lewe. Daar was tye wat ek nie by die Here was, soos ek moet gewees het nie, en ek het op die preekstoel gestaan. Ek het musiek gelei. Ek het selfs al tye wat ek op radio was ek nie waar ek moes wees met die Here nie. Dis niks om oor skaam te wees, om te sê dat hierdie wêreld het geweldige aanloklikheid en aantrekking om ons weg te trek van hom af nie. Maar soms wanneer ons by mekaar kom, soos hier op 'n Sondagoggend, dan gee dit ons 'n geleentheid om net so voorraadopname van ons lewe te maak, 'n voorraadopname van ons lewe te maak. En te sê, laat ek bietjie my eie heil uitwerk met vrees en bewering vanmôre. En laat ek vir myself die belangrike vraag vra. Wat gaan Jesus my vind besig mee wanneer hy terugkom? Waarmee gaan ek besig wees? As hy in ons leeftyd terugkom, waarmee gaan hy my besig vind? Waarmee gaan ek besig wees? In my geval was dit op 'n stadium, was ek 'n algemene bestuurder vir Loos Stores. Ek het 55 winkels geran. Al wat ek wou doen is suksesvol wees. Ek was 'n takbestuurder, 'n streeksbestuurder en toe GM vir Loos Stores. Ek het die Oos-Kaap divisie geran. Ek was in die kerk betrokke, maar dit was vir my God gewees. Dit het my later laat begin drink en begin sonde doen wat ek gedoen het voordat ek tot bekering gekom het, want my hart het verhard en ek het die kleed van hierdie wêreld vir 'n seisoen in my lewe aangetrek. Is ek die enigste een? Gebeur dit met ons almal? Die vyand gebruik goed om ons af te trek van ons ware doel. En as ons in die wonderbaarlike krag van Jesus Christus wil wandel, want ek praat van wandel in daai wonderwerke, dan beteken dit dat ons moet met hom wandel elke liewe dag. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het gedink ek moet na 'n prentjie gaan kyk in my pastoor se aanbiddingskamer wat 'n pragtige sonsondergang gehad het. Ek gedink as ek na daai prentjie lank genoeg kyk, dan sal ek die teenwoordigheid van God begin voel. Ek het gedink as ek meer kerk toe gaan, of sel toe gaan, kerk toe gaan, oggenddiens, aanddiens, as ek meer my gitaar speel, as ek meer bid, as ek meer Bybel lees. En al daai dinge is wonderlike dinge. Alles dinge wat ons doen in ons geestelike lewe. Maar hou eerste dinge eerste. Dit gaan oor hom. Ek het Vrydag gepraat en ek het heeltemal vergeet hiervan, van 'n tyd wat ek uit die weermag uitgeskop was, omdat die weermag gevoel het ek is gevaarlik. Ek kan dalk die vuurwapen draai op my medesoldate, want ek was op dwelms en ek was baie aggressief en hulle het my uitgeskop en ons het die trein gevat van Johannesburgse stasie af Kaap toe. Ek en 'n lot van my vriende en ons het die hele tyd op die trein gedrink, al die pad af. Ek het vir 3 dae het ek dwelms gebruik, gedrink en nie eens gebad nie, as ek moet eerlik wees. Die eerste keer wat ek dit herken het, eintlik Vrydag, dat ek nie gebad het vir 3 dae nie. En ek het ingestap in die eetsaal en daar het 'n oom en 'n tannie gesit wat baie wel afgelyk het, baie netjies gelyk het, soos baie van u lyk vandag. Jy weet, en hulle het so na my gedraai, die oom het so na my gedraai en het so gekyk en het sy kop so geskit en het gesê, rubbish. Nou ja, miskien was ek rubbish gewees in die fisiese. Jy gekyk het na my. Ek het gestink, ek het na dagga geryk, na drank geryk. Nie goed gelyk nie. Maar ek wou die oom anderhand en my vriende het my teruggehou, maar diep binne in my het ek gevoel soos rubbish.
my optrede en wat ek gedoen het by identiteit begin raak. En ek het begin wat die onderwysers vir my gesê het in laerskool George Suid, toe ek jonk was, dat Richard Murphy gaan in die tronk opeindig, het ek begin aanvaar en begin besef, miskien is dit my lewe, miskien is dit die slotsom van my lewe. Die vyand het deur verslawing en deur verskeie verkeerde besluite my in 'n posisie geplaas waar ek iets begin raak het wat ek nie werklik waar was nie. Ek het baie keer in die spieël gekyk en geskrik vir myself. Miskien het ek al by jou huis ingebreek of by jou kar ingebreek en as ek dit gedoen het, dan vra ek om verskoning vanmôre. So as iemand by jou kar ingebreek het hier in die Metstraat area, dan was dit dalk ek. So ek vra om verskoning daarvoor. Ek skroom nie om dit te erken nie, want baie van ons sit met ons aangeplakte gesiggies. Ek voel, kom ons haal die masker af. Kom ons haal die masker af en ons wees eerlik. Ek voel wat die Here vir my vanmôre gesê het, en ek het baie slides, maar ek probeer om nie ongehoorsaam te wees in die Heilige Gees nie. En ek voel die fokus op hierdie boodskap is dat God het 'n doel en 'n roeping vir jou en vir my. Hy het iets wat jy moet doen. En dit maak nie saak wat jy doen nie. Ons het ons dokter Jacques daar wat, ek het al baie keer in sy kantoor gesit, en dan gaan ons heeltemal van die medies af. Ons begin teologies te praat. Maak nie saak waar jy is nie. Ek gaan met ons rekenaar besigheid, gaan ek in mense se huise in baie kere. Ek was nou die dag by 'n tannie gewees en ek het in 'n huis ingegaan en ek het begin kyk na haar rekenaar en ek het die swaarmoedigheid gevoel in die huis. Haar man is oorlede. Sy sit met gesondheidsprobleme. Sy sit in 'n dergelike situasie. In 'n baie ryk woongebied met geen rykdom wat sy voel nie. Maak nie saak nie, weet ons dink ons moet gaan na die plakkerskamp toe om pyn en swaar kry te kry. Ja, verseker, armoede en sosio-ekonomiese uitdagings is daar, maar is in ons eie gemeenskap en God wil ons almal gebruik om hierdie wonderwerk wat jy vanmôre miskien gevoel het, ja, ek het 'n wonderwerk nodig. Die Here wil jou gebruik om 'n wonderwerk te wees vir iemand anderste. En ek is in die tannie se huis en ewe skielik dink ek by myself, dis my eie besigheid. Soos wat 'n dokter se besigheid is, jy weet jy kan doen wat jy wil doen. So ewe skielik haal ek die hoed van die IT-tegnikus af en ek sit die pastorale hoed in. Ek sê dit gaan swaar tannie. Die vrou begin huil. Begin net te huil en huil en huil en huil. Ek kon saam met haar bid, ek kon vir haar vra of sy direkte pastorale koneksie soek na pastore toe in die area waar sy is, kon haar voor. Ek kon 'n verskil maak, op een maandagoggend. Dit was nie 'n Sondag nie, daar was nie 'n diens nie. En dis wat ek vir u probeer sê, die grootste leuen wat die vyand vir die kerk vertel het, is dat dit gaan net oor om hier te sit elke Sondag. En ons moet hier wees. Ons moet hier wees om opgeleid te word, om geïnspireerd te word, om te dien, om saam 'n sein te hê met ander Christene. Ons moet hier wees, maar hierdie is die opleidingsproses. Nou gaan ek jou uitstuur. Nou gaan ek jou uitstuur van hier af. Ek het nie gekom dat jy kan sê, dit was 'n mooi boodskap, of ek hou nie van die ou nie, of ek hou van die ou, of what I really don't give. Ek gee nie om nie. Wat ek het hier gekom om vir jou te sê, jy en ek is 'n soldaat in die weermag van Christus, en jy is geroep om die aroma en die geur van Jesus Christus vry te laat, waar ook al jy is, op die manier wat God jou gebruik. Sien dit wendig die manier wat hy my gaan gebruik het. Sê almal wat met gangsters in die tronke band kan maak, en vir hulle sê, nou gaan ons worship nie. Almal het nie daai tipe mentaliteit nie. Meeste mense sal weghardloop as hulle sien.
Ons word almal geroep om 'n unieke bydrae te lewer waar ook al ons is. En nou dink jy, ja, okay, Tannie op die finale stadium van die lewe, Richard, ja, natuurlik gaan daar uitdagings wees, dit is so. Maar nou kom ek in 'n argitek se kantoor in, wat 'n jonger man is, wat suksesvol is in sy loopbaan, en ek voel dieselfde ding, ek voel iets is nie pleis hier nie. En ek sê vir die ou, ek ken hom as 'n kliënt van my, en ons is daar, en jy weet, besig om aan hierdie baie die rekenaar te werk, wat planne kan teken, en al daai goed kan doen, en ewe skielik voel ek maar, ek wil met hom praat, ek voel iets in die atmosfeer, en ek sê maar, hoorie, jy weet, hoe gaan dit met jou? Weet, gee jy regtig om, ek sien die mense ry, in die karre, soos 'n lot robots, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe. En dan, as pastore, trou ons hulle wanneer hulle jonk is, en dan begrawe ons hulle wanneer hulle oud is. En dis die lewe, is dit die lewe, is dit die slotsom van jou lewe? Nee. Hy het jou geroep, maar nie dink daar's net sekere mense geroep nie, hy het jou geroep, om die hande en die voete van Jesus Christus te weet, waar ook al jy is, om hierdie wonderwerk in ander mense se lewens te kan hê, om dit te kan ervaar saam met ander mense. Het sê dit nou, die dien in die lokale kerk is belangrik, maar jy weet, jy's een dag vir 1 of 2 ure hier, sommige van julle miskien 2 dae, as julle regtig begeesterd is, miskien 3 dae, maar die res van die tyd is jy in 'n duister wêreld, veronderstel om die lig van Jesus Christus te skyn. En ek kom by hierdie ou en ek vra hom net die vraag, eenvoudige vraag, ek sê, hoorie, ek voel in my hart, dat ek wil graag saam met jou bid. Dis 'n baie snaakse ding vir jou IT-tegnikus, of jou dokter, of jou prokureur, of jy weet, wie ook al, die persoon wat jou help by die til, of om vir jou te sê, hoor, ek wil saam met jou bid. Spesiaal in die besigheid van die lewe, wanneer ons soveel prioriteite het, wat 'n gejaag na wind is. Kan ek jou sê, dit gaan alles agterbly? Kan ek jou sê, jy gaan niks saamvat nie? Kan ek jou sê, alles wat jy spaar en al jou suksesse hierso, gaan niks beteken in die betrek van ewigheid, as dit nie toegewy is aan die koninkryk van God nie? Kan ek jou sê, dat die rykste man en die armste man sterf al twee? Nie een van hulle kan die dood ontwyk nie. So kan ek jou sê, die tyd het gekom vir ons om regtig waar diep geestelik te dink oor ons kontribusie, want as hy kom en hy vind ons besig, en as hy nie kom nie, en ons gaan na hom toe, dan is die tweede vraag, gaan hy vir ons sê, wel gedaan, of waarmee gaan hy jou bekroon? Wat is jou hemelse bankrekening se nommer, laat ek gou gaan kyk daar, wat is gestoor in die hemel? Is jy die persoon wat luister na die Heilige Gees elke dag van jou lewe? En soos wat ek vir hierdie man sê, kan ek bid, bars hierdie baie professionele, baie teruggetrokke sakeman uit in trane, en in Afrikaans het ons so mooi woord, ek weet nie of dit 'n kerkwoord is nie, maar dit is 'n baie mooi woord, hy huil snot en trane. Dit is nogals 'n kenmerk van die Heilige Gees. Hy's geneig om die snot en die trane uit jou uit te bring. In 35 jaar in die bediening het ek gesien dat as ek die snot en die trane sien, dan weet ek, God is besig. Jy weet, maar baie van ons is so met die een handjie hier op, en jy weet, baie, ons bid so mooi, ons vorm ons lippe mooi rond, ons gaan soek die woorde in die woordeboek op wanneer ons bid. Wanneer hy jou aanraak, dan breek hy jou. En ek het hom net laat huil. Baie keer het ek ook agtergekom, as die Here werk met mense, los hulle. Los hulle, het hom net laat huil.
tot die lesenaar lekker vol traantjies was. En hy het eintlik na 'n tydperk opgekyk het na my. En vir my begin vertel het van die geweldige stryd. Ek wil nie te veel ontbloot nie, maar selfs 'n boekhouer wat ingekom het na my kantoor toe en vir my gesê het, weet wat, my lewe is nou verby, want my rekenaar het nou net gekalf, en ek het nie backups nie. En ek het al die mense se goed daarop, en hy het die woord voelklip gebruik, wat 'n vloekwoord amper is, het die woord voelklip gebruik, het gevoel, hy gaan of na my toe kom met die laptop, of hy gaan voelklip toe ry. So hy het maar eers kom kyk of ek die laptop reg kry, en as ek hom nie reg kry, dan gaan hy nou maar voelklip, en hy sal by my die laptop los. Hoe hanteer ons dit? Is ons voorbereid? Is ons in stemming met die Heilige Gees? Het ons 'n verhouding met die Here? Het ons 'n gebedslewe? Lees ons Bybel? Dien ons hom? Laat ons toe dat die Heilige Gees ons verander? En is ons vandag beter as wat ons gister was? Is ons gereed wanneer die duisternis in ons kantore inkom, of wanneer ons in die duisternis se kantore ingaan, om die duisternis terug te druk, waar die vyand besig is om te steel en te verwoes en te moor, en elke dag sterf mense sonder Jesus reg langs ons. 2 mense het gesterf die laaste 2 weke in ons kliëntebasis. Een het hulle eie lewe geneem, en ons was 2-3 weke terug besig met haar rekenaar. Die ander persoon het gesterf van haar slaap. Die ware realiteit is dat as mense sterf sonder om Jesus Christus koning van hulle lewe te maak, en hulle is nie gemerk met die bloed van die lam nie, dan kan hulle nie die hemelse poorte betree nie. Ek gee nie regtig om wat is jou teologiese oortuiging, of jy dink hulle was goed genoeg, of hulle het 'n goeie lewe geleef nie. Die vereiste is dat hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Nie 'n baie populêre boodskap nie, maar is die waarheid, en dis die waarheid wat ons sal vrymaak. Die waarheid wat ek jou vanmôre gee, is nie my waarheid nie, dis sy waarheid. En dit roep jou en my tot 'n hoë lewensstandaard, 'n lewe wat gekoppel is aan die koning van die konings, 'n lewe wat oop is om te hoor wat die Heilige Gees vir ons sê. Nie die heilige vlees nie. Nie die heilige vlees nie. Hy sê nie, hulle wat gelei word deur die heilige vlees nie, is die kinders van God nie. Hy sê, hulle wat gelei word deur die Heilige Gees, is die seuns en die dogters van God. Hy praat daarvan seunskap om in te kom in 'n verhouding met 'n Vader. Maar meeste van ons in die lokale kerke reg oor die wêreld vandag word gelei deur die heilige vlees. In die me first culture, of jy nou 'n Gen Z is, en of jy nou 'n baby boomer is, of wat ook al jy is, in terme van daai perspektief, word baie mense, al dan nie meeste, gelei deur hulle vlees. Selfs wanneer ons in die kerke inkom, wie kyk vir my? Wat het ek aan? Wat het hulle aan? Hoe ruik ek? Hoe ruik hulle? Hoe lyk my voete? Hoe lyk hulle voete? Wie die mooiste oë? Wie dra die mooiste brilletjies? Weet, hoe lyk my haartjies? Hoe lyk jou haartjies? Ons is besig met die heilige vlees. Konstant word ons ingetrek, omdat ons nie 'n lewende verhouding met die Here het nie. En daarom wandel ons nie in die Gees nie. So ons stap verby mense elke dag wat wonderwerke nodig het in hulle lewe. En ons weet dit nie eers nie. Joh, julle gesigte lyk nou baie hartseer hoor. Dis nie so erg nie. Dis die ding met die Here, dis nie so erg nie. Dit is 'n besluit. Dis 'n klein korreksie wat ons maak in ons lewe. Al wat jy moet doen, is net môreoggend bietjie vroeër opstaan, bietjie vroeër gaan slaap, net 'n paar minute met God spandeer, die Bybel oopmaak, bietjie lees, bietjie bid, begin bid vir mense om jou, begin bid vir situasies wat jy van weet, en begin dit hierdie geestelike dissipline, ek praat nie van die wet nie, ek praat van net 'n geestelike dissipline toepas in jou lewe. Kom net na die kerk toe, na Begrita of na Rian toe,
en sê net vir hulle, weet jy wat, ek wil graag betrokke wees, ek wil ook graag iets doen. Ek wil ook graag kyk waar die Here my wil gebruik. Is daar 'n aanddiens is, kom net vanaand diens toe. Maak hom net 'n prioriteit. En dan hoef jy dit nie uit te figure nie. Die Heilige Gees sal jou verder lei. Die Heilige Gees sal jou dan vat in die volle waarheid in. Jy wil wees soos wat Jesus was en wat hy gedoen het. Hy sê in Handelinge 10 vers 38, sê hy met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En wat het hy gedoen? Hy het hierdie land gegaan en het goed gedoen. Wat doen jy elke dag? En wat was daai goed? Hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Is God met jou en my elke dag van ons lewe? Kan ons hierdie skrif skryf vir onsself dat ons het oral waar ons gaan, het ons hierdie effek waar ons kan identifiseer wie sit onder die mag van die duiwel. Nie soos daai oom in die trein wat gesê het ek's gemors nie. Dit was nie die boodskap wat ek moes gehoor het nie. Ek moes gehoor het dat ek 'n seun van die Allerhoogste God is. Daai oom was teen 'n lidmaat by Sorteria. Ek terg maar net. Ek wil nie mense 'n bietjie kwaad maak vir my. So as jy deur die heilige vlees gelei word, dan gaan jy sulke goed vir mense sê, jy gaan hulle so sien. Maar Jesus het hulle nie so gesê nie. Die vrou wat gevang is in oorspel, hy het vir die ouens gesê, gooi klippe as julle dit kan doen. Die vrou by die put, het hy gesê, as jy my vra, dan gee ek jou lewende water. Nie jou hoer en, jy weet, jou slegte ding en, is hoer 'n mooi woord. Nee, hy het vir haar gesê, as jy my gevra het, as jy geweet het wie ek is, sou jy my gevra het en dan sou ek vir jou gegee het. Jesus het gegaan en het almal se lewe aangeraak, nie met die heilige vlees nie, maar met die Heilige Gees. Wat kan mense van jou sê en van my sê? En ek mag dalk nou hier staan en baie nice lyk, baie geestelik lyk, maar as jy te sê maandagoggend, as ek nie in submissie is, gaan ek nie dit doen wat ek nou vir jou sê nie. Want as ek my vlees moet volg, dan gaan ek die heilige vlees dien. En dan gaan ek kort val van dit. Ek sluit af met 'n ander skrif, wat ook net vir ons sê, dat ek en u is geroep tot hierdie werke wat Jesus gedoen het. Dink daar 37 wonderwerke in die evangelies opgeteken, en Johannes sê dat as alles moes geskryf gewees het, sou daar nie genoeg boeke in die wêreld gewees het om dit op te skryf nie. So Jesus het gegaan en hy het oral waar hy gegaan het, het hy almal se lewens aangeraak met hierdie krag wat ons het, die Heilige Gees, en ons het daai selfde krag, en nie net dat hy gesê het, ons kan dit doen nie, maar hy het gesê ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Dit is nie die great suggestion nie. Dit is die great commission. Dit is nie soos in, dit is 'n suggestion. Vir hulle wat wil, miskien 10% van die kerk, jy weet, 2% of 10% of 5%, hulle kan dit doen. Nee, almal. Kan ek dit uit jou teologie uitskit vanmôre? Almal. Maar Richard, ek kan nie praat voor mense nie. Nee, almal. Maar Richard, ek is te jonk. Nee, almal. Maar Richard, ek het nog verlede week gesuip. Nee, almal. Maar Richard, ek is nie goed genoeg nie. Nee, almal. Almal van ons is geroep. Hy sê in Johannes 14:12, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo jy in hom? Kan ek sien, wie glo in hom?
Wel, daarom net so helfte. Wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en groter werke doen, as dit, omdat ek na my Vader gaan. En hier kom die belofte wat ons soveel keer quoteer, maar apart van die vorige vers, want verstaan jy, hy sê, hoorie, as jy in my glo, en as jy gaan kyk na die oorspronklike Grieks, dan sê hy, jy met jouself onderskaar onder hom, jy glo in hom, glo jy in jouself of glo jy in hom? Hier sê hy, jy glo in hom, dan doen jy hierdie werke, en dan, sê hy, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Hy sê uit daai posisie van submissie uit, baie mense wil hierdie skrif alleen hê, want hulle wil nie die eerste deel doen nie. Jy en ek is geroep tot die werke, om onder die leiding van die Heilige Gees te wandel, en om 'n impak te hê waar ook al ons wandel, handel, loop. En ek sê wandel, handel, want dit is in die sakewêreld, in die e-commerce, in die wêreld waarin ons is, dit is die missionveld, dit is die sendingveld. Soveel van ons, ons gaan Indië toe die jaar, en ek sê nie as fout daarmee nie, ek verkleineer nie jou missions agenda nie, maar wat van jou Jerusalem? Wat van jou Jerusalem? Wat van jou Jerusalem, voordat jy na jou Judea toe gaan, voordat jy na jou Samaria toe gaan, voordat jy na die uithoeke van die aarde, wat van jou Jerusalem? Waar is jou Jerusalem? En hy sê daar, sê hy dan, wat ook al julle vra, nou dit beteken nie, ek kan sê, Here, ek soek 'n Porsche nie, Here, ek soek 'n Ferrari nie, Here, ek soek 'n Harley Davidson, of ek soek 'n nice huis in 'n lekker suburb nie, ek soek 'n lekker groot screen TV nie. Die wat ook al is gekoppel aan die eerste vers. En dit beteken dat jou en God se hart, wanneer jy kyk na Richard in die trein, gaan jy nie die gemors sien nie. Jy gaan met sy oë begin kyk. Jy gaan sy hart begin hê. En dit op die uiteinde gaan jy dan soos hy begin praat, begin doen en begin uitreik. Jy gaan sy hande en sy voete raak, kyk met sy oë, loop met sy voete, vat met sy hande, praat met sy stem. 'n wonderlike oomblik vir ons wanneer ons sterf en ons lê ons wil af en ons word nie meer gelei deur die heilige vlees nie, maar deur die Heilige Gees. Dan is wat ek vra nie gebaseer op selfsug, op gierigheid nie, op die eie ek en my wil nie. Dan is wat, wanneer ek vra ek in lyn, ek sê, Here, my hart skeer vir mense wat vasgevang is vandag in verslawing. Vrydag het ek honderde boodskappe gekry, stemnotas, boodskappe na hierdie boodskap op die radio uitgegaan het, en ek wil dankie sê vir Rian, want sorteer het 'n deel daaraan, maar ek het honderde boodskappe gekry van mense wat sê, ek weet nie wat om te doen nie. Die kerk kom nie by my uit nie, want ek kom nie by die kerk uit nie. Maar tog is ons almal op een of ander manier gekonnekteer aan iemand wat veronderstel is om dieselfde te kan doen is wat Jesus gedoen het. Om te kan sien wie is onder die juk van die vyand, wie is onder die mag van Satan, en daai persoon te kan vrymaak met die krag van Jesus Christus. Dit is my gebed, soos wat ons afsluit vanmôre, dat ek vanmôre gekom het na Sorteria gemeente en na Heartbeat TV toe, om die soldate na aandag toe te roep. Om te sê, soldate, ons reis op en ons staan in die krag van die Heilige Gees op. En ons lê daai heilige vlees af. En ons staan op in Jesus naam. Sal jy saam met my staan soos ons 'n afsluitgebed doen vanmôre? Ek wil net gehoor het of sy nog iets wou gesê het. Ek vat sommer oor hierso.
ons sluit dit ons oë vanmôre en ons mediteer so 'n bietjie op wat die Gees van God vanmôre in ons harte sê. Ja Here, ek kom 'n lang pad van 'n seentjie wat hier in Meadstraat op en af gespeel het en dwelms aangery het, tot 'n persoon wat baie kere nie so mooi opgetree het, selfs in die kerk nie. Tot iemand wat altyd gedink het, ek is reg en mense geoordeel het en self 'n paar keer van die wa afgeval het, Here. Ek kom 'n lang pad. Soos wat baie van my broers en susters ook hier vanmôre is. Vanmôre kom ons en ons doen 'n voorraadopname van ons lewe en ons sê, Here, as iets moet verander, dan moet dit ons wees. U is dieselfde gister en vandag en tot in ewigheid. Ons moet verander en ons kom vanmôre en ek doen dit namens ons almal, want ek glo, ek kan sien in die Gees dat daar's baie harte wat saam met my is vanmôre in hierdie saak. So ek kom in die Gees en ek sê, Here, ons kom vanmôre na die Romeine 12 altaar toe om onsself te bring as 'n lewende offer. 'n Baie lewendige offer, Here, soms 'n skoppende offer, maar ons bring onsself as 'n lewendige offer. En die rede hoekom ons dit bring, Vader, is dit omdat ons weet dat U het U lewe afgelê sodat ons kan leef. En nou moet ons lewens aflê sodat U kan leef deur ons. U het U lewe afgelê sodat ons kan leef van die kruis en nou moet ons lewens aflê sodat U kan leef hier op aarde deur ons. En Vader, ons wil ook vanmôre bely as ons eie idees gehad het, as dit gegaan het oor die eie ek en alles wat ek kan bereik en alles wat ek kan doen en net die eie ek as sentrale begeerte was in ons lewe. Elke dag het alles net gedraai om ons. Vader, kom ons en ons lê onsself neer voor U voete en ons sê, Here, ons gee dit vanmôre alles. Ek wil hê U met U hand opsteek as U vanmôre kom en U sê, Here, ek gee alles vanmôre. Steek U hand op as 'n geloofsaksie in hierdie plek. Ek sien U hande gaan op. Here, ek het miskien verkeerd gegaan, ek het baie idees gehad, ek lê dit af vanmôre. Steek jou hand op voor God, maak daai belydenis vanmôre en sê, Here, ja. Ek sê ja. Ek sê ja. Ek sê ja vir die roeping, ja vir die evangelie, ja vir wat U deur my lewe wil doen. Ek het ja gesê vir soveel ander dinge, maar ek lê daai dinge af vandag en ek sê ja vir U. Ja vir Jesus. En Vader, ek bid vir almal wat se hande op is in hierdie plek vanmôre. Elke persoon dat U hulle sal aanraak met U krag, met U heerlikheid. Heilige Gees, word nou vaardig oor hulle en wys hulle wat U deur elke persoon wil doen. Wys hulle wat 'n wonderlike plan U vir hulle lewens het. Wys hulle, Here. Wys hulle dat hulle vanmôre geroep word tot die weermag van God, 'n eindtyd weermag wat siele moet inwin, 'n eindtyd weermag wat die duisternis moet terugdruk in ons gemeenskappe waar ook al hulle loop, waar ook al hulle handel en wandel, om die duisternis terug te druk. En ek bid dat U hulle sal versterk, soos wat Paulus gebid het in die innerlike mens, en dat U hulle die openbarings sal wys van U dieper aspekte in Jesus se magtige naam. Ons loof en ons prys U. Ek bid vir elke persoon vanmôre wat siek is, elke persoon vanmôre wat ly aan depressie. Ek breek elke band, elke vloek wat gespreek is in die naam van Jesus. Elke verkeerde siklus van verslawing in die naam van Jesus, en ek spreek vryheid. En nou, Vader, seën ek hulle met U seën
Die nuwe verbondseëninge aktiveer ek in elke area van hulle lewe in Jesus se magtige naam. As jy dit ontvang, sê amen. Amen. Vader, ons dank U en ons prys U vir U goedheid en vir U heerlikheid en ook vir hierdie diens, dat hierdie woord by ons sal bly, by almal van ons sal bly. In Jesus se magtige naam. Amen. Amen.